In die nuwe liberale wêreldorde waarin ons vandag leef, is Nelson Mandela veraf God tot status van godheid van die bedeling. As jou kinders byvoorbeeld in 'n staatskool is, of was na 1996, dan moes hulle ten minste een, of soms baie meer keer deur die vernederingsritueel gaan om een of ander opjummelingstaak oor hom te doen. Die punte wat hulle in daardie taak sou kry, sou afhang van hoe aangedik dit kon wees tot hierdie opjummeling, en indien die kind sou besluit om meer dissident te wees, of om 'n meer genuanceerde feitelike taak in te handig, sou hy swaar gestraf word vir sy laster teen hierdie liberale godheid. Ek kan nie dink aan een enkele figuur in die geskiedenis wie se beeld meer wit gekalk word as Mandela se nie. U mag dalk dink ek oordryf as ek sê hy is tot godheid verhef deur die liberale wêreldorde, maar gaan dink bietjie daaroor. Daar is baie figure wat ons vandag as helde in die huidige zeitgeist sien. Maar oor elkeen van die figure is dit heeltemal aanvaarbaar om hulle te kritiseer, hulle slegte punte uit te wys, of net 'n meer feitelik gebalanseerde vertelling van hul lewe en strewe weer te gee. Die enigste uitsondering tot hierdie reël, wat ek van weet, is Nelson Mandela. Gee 'n gebalanseerde, feitelike weergawe van sy lewe, wie hy was en wat hy gedoen het, en jy word uitgekry as ketter en geïsoleer uit meeste elite kringe. Gelukkig is ons hier by die Willem Petse groep nie bang om ketters teen die liberale orde te wees nie. Daarom het ons besluit om 'n reeks oor die waarheid oor Nelson Mandela te maak. Hierdie is die eerste video in die reeks wat gaan fokus op waar Mandela vandaan kom en of hy regtig so arm en verdruk groot geword het, soos die hoofstroom geskiedenisboeke ons wil vertel. Ek sien uit om die res van hierdie reeks saam met u te deel in die komende paar dae. In November 2009 het die Verenigde Nasies verklaar dat die 18de Julie 2010, Nelson Mandela se 92ste verjaarsdag, die eerste amptelike internasionale Mandela Dag sou wees. Op daardie stadium is 'n inisiatief geloods om gedurende die dag 67 minute te wy aan gemeenskapsdiens in herinnering aan wat beskryf word as Mandela se 67 jaar lange stryd teen rasisme en onreg. Die 67 jaar was bereken vanaf 1942 toe Mandela by die ANC aangesluit het, tot en met 2009 toe die dag amptelik deur die Verenigde Nasies uitgeroep is. Owerhede en besighede, nie net hier nie, maar ook in meeste westerse liberale lande oor see, het in 2010 met entoesiasme die eerste Mandela Dag gevier, deur hulle 67 minute gemeenskapsuitreike te doen. Die Verenigde Nasies het op hierdie dag Mandela vereer as 'n simbool van presies dit wat hulle visie vir die hele wêreld is. On the first Nelson Mandela International Day, we thank him for everything he has done for freedom, for justice, for democracy. He showed the way. He changed the world. We are profoundly grateful. Hierdie man wat 27 jaar van sy lewe in die tronk sou spandeer vir terreur en sabotasie, is vreemd genoeg sedert sy vrylating uit die tronk in die vroeë 90's so opgehemel, dat die leiers van wêreldmoondhede van daai tyd tot die dag van sy dood oor hul voete geval het, om hom net te ontmoet en saam met hom 'n foto te neem, omdat hulle hom as so ontsaglike groot inspirasie beskou het, en in byna messiaanse terme oor hom gepraat het. Kyk byvoorbeeld hier. Over 30 years ago, while still a student, I learned of Nelson Mandela and the struggles taking place in this beautiful land. And it stirred something in me. It woke me up to my responsibilities, to others and to myself. And it set me on an improbable journey that finds me here today. And while I will always fall short of Madiba's example, he makes me want to be a better man. Toe Mandela uiteindelik dood is daar soveel ophef oor hom gemaak in die hoofstroommedia, dat selfs mense wat nie eers die vaagste benul gehad het van wie hy was nie, soos Kanadese yshockeyspelers,
gedwing was om tydens onderhoude vrae oor hom te moet beantwoord. Just wanted to ask you, I mean, obviously Nelson Mandela, one of the most significant historical figures of the 20th century. What knowledge or awareness did you have of him growing up, or when did you learn of him? Well, obviously growing up, he's one of the most known athletes in the world, and a lot of impact in any kind of sport that he did, and even playing hockey, everyone knows him, right? From being the type of person that he was off the ice and on the ice. Maar hoe het dit gebeur dat hierdie man, wat in Julie 1918 in 'n klein Xhosa stad net buite Umtata gebore is, terwyl miljoene soldate op die slagvelde van die Eerste Wêreldoorlog gesterf het, die verbeelding van die hele westerse liberale wêreld so aangegryp het? Hoe het dit gebeur dat die Verenigde Nasies in 2009 'n wêreldwye dag uitgeroep het om Mandela se aansluiting by op daai stadium 'n militante, kommunistiese en kriminele organisasie wat tot en met vandag alles in hierdie land verwoes, te herdenk? En wie presies is Nelson Mandela? Bly ingeskakel, want in hierdie reeks video's is dit presies die vraag wat ons omvattend gaan beantwoord oor hom. Mandela se agtergrond is nie heeltemal so nederig soos wat die hoofstroom geskiedenis beweer nie. Hy was 'n afstammeling van Mandela Kwa-Ngubeng Kuka, een van die seuns van die koning van die vooraanstaande Tembu-stam gedurende die 1800s. Mandela se voorouder was egter nie die troonopvolger nie en gevolglik het sy familie wat die naam Mandela aangeneem het, plaaslike hoofmanne op kleiner stadte geword. Mandela se pa, Gadla Henry Mpakanyiswa Mandela, was een so stamhoof in die plaaslike stad Mvezu net buitekant Umtata. Op plaaslike vlak het Mandela se pa basies soos 'n absolute diktator al die mag in sy stad gehad. Hy was die hoof van die dorpsraad en die regter oor alle siviele geskille wat in die dorp ontstaan het. Hy het self ook al die huwelike, begrafnisse en donkerskole op die dorp hanteer. Hy was verder ook 'n adviseur van die Tembu koning. Nou die Tembus is een van die kleiner stamme wat saam met ander stamme die Xhosa volk vorm. Die Xhosa volk bestaan met ander woorde uit 'n groot klomp verskillende stamme, elk met hulle eie koning wat saamgekom het om een volk, die Xhosas, te vorm. En dit maak die Xhosas baie anders as byvoorbeeld die Zulus, wat 'n baie meer gesentraliseerde sosio-politieke orde het onder een enkele koning. Mandela se pa was egter wel ook verantwoordelik teenoor die Britse koloniale owerhede van daardie tyd. En nadat hy 'n hofbevel verontagsaam het om voor die plaaslike landdros te verskyn, is hy uit sy pos as hoofman van die stad verwyder en het die Mandela gesin na Kunu verhuis. Nelson Mandela was op daai stadium toe nog 4 jaar oud, maar niemand het hom toe nog as Nelson aangespreek nie. Sy ouers het hom die naam Rolihlahla gegee, wat letterlik moeilikheidmaker beteken. Die naam Nelson sou hy by sy juffrou kry toe hy in die eerste graad instap by die Methodistiese sendingskool in Kunu. Hierdie skool is gedurende die 19de eeu deur die Londen gebaseerde Wesleyan Methodist Society opgerig. Alhoewel Mandela se ouers heeltemal ongeletterd was, nie kon lees of skryf nie, het Mandela self sy eerste opvoeding ontvang by hierdie skool gestig deur die einste mense, blanke mense, Europese mense en die einste westerse beskawing teen wie hy, ironies genoeg, sy hele lewe lank sou beklei. Mandela se pa sou, nadat die gesin na Kunu verhuis het, as 'n beslaansboere lewe probeer maak, maar hy sou in 1927 te sterwe kom toe Mandela self nog net 9 jaar oud was. Daarna is Mandela aangeneem deur die regent-hoofman wat op daardie stadium namens die minderjarige Tembu koning regeer het. Hy het volledige magte van 'n koning uitgeoefen, maar met die verantwoordelikheid om die troon te bewaar vir die wettige erfgenaam. Mandela kon dus, veral na sy pa se dood, uit 'n geweldige bevoordeelde posisie waar hy een van die rykste mense in die Transkei was. Hy het ook gesorg dat Mandela nie net die beste opvoeding ontvang nie, maar ook elke moontlike geleentheid.
Mandela is na die Clarkbury Methodistiese Hoërskool gestuur, wat reeds in 1825 deur Britse sendelinge gestig is en op daardie stadium beskou was as die heel beste skool in die Transkei. Die skool het 'n kombinasie van westerse opvoeding en streng dissipline gebied met die klem op orde, selfbeheersing, Christelike deugde en respek vir gesag. Mandela het daar in 1934 begin en homself as 'n uitmuntende akademiese leerling bewys. Teen hierdie tyd was hy al vlot in Engels en in 1936 sou hy skuif na Hilltown College, 'n Methodiste skool in Fort Beaufort, waar hy in 1938 sy seniorjaar ter voorbereiding van universiteit sou voltooi. Die destydse ekwivalent van 'n matrieksertifikaat met volledige universiteitsvrystelling. Hierdie klasfoto van leerlinge by die Hilltown College waarin Mandela 5de van regs in die agterste ry staan, dateer uit daardie tyd uit en is die eerste foto van Mandela waarvan ons weet. Hier in Fort Beaufort sou die jong Mandela blootgestel aan 'n tipiese Britse kurrikulum en die doel van Hilltown was juis om jong Xhosa mans voor te berei vir 'n akademiese loopbaan by Fort Hare Universiteit, waar Mandela toe inderdaad in 1940 begin studeer het. So het die Britse sendelinge, Methodiste uit Londen, aan Mandela die nodige opvoedkundige grondslag gegee vir sy latere studies by 'n universiteit wat op sy beurt deur Skotse Presbyteriaanse sendelinge opgerig is. In ons volgende video gaan ons begin fokus op Mandela se volwasse lewe, sy studenteaktivisme by Fort Hare en sy aansluiting by die ANC, van wie hy uiteindelik die leier sou word. Bly dus ingeskakel op hierdie kanaal, want jy wil dit verseker nie mis nie. Hier gaan ons slegs die waarheid oor Nelson Mandela praat, 'n vars briesie in wat ons vandag in ons gesensorde wêreld ken. As jy hou van ons inhoud, kyk gerus ook ons onlangse video oor hoe F.W. de Klerk uiteindelik die oorgang na Nelson Mandela se presidentskap in 1994 sou fasiliteer en hoe hy die leier van 'n terreurorganisasie uiteindelik beheer van die land sou oorneem. Klik net op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn. En onthou asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Sonder u hulp kan ons nie die mense se harte verander nie. Om dit te doen, volg slegs die eenvoudige stappe op die banier onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.